King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter Rooi, ons nuuspersoon van die week. Pieter, wat dink jy van ons nuwe selle? Dit is al mooi. Ek kan nie uitgekyk raak al. Ek wonder net wanneer ons die voorreg gaan kry om in die sitkamer te sit. Dit is my groot Ek sal 'n bietjie, ek sal Hoor 'n bietjie, jy ken mos mense. Dis net die groot mense wat daar mag sit. Soos wat liggewigte is hier onder. Luister, ek wil net 'n vinnige opmerking. Ek het 'n opmerking gemaak, hierdie wêreld is 'n ander plek. En dan gaan ons na 'n Suid-Afrikaanse plek nou kyk. Maar ek dink inderdaad, ons is finansiëel, ekonomies, maar ek dink polities is die wêreld op 'n ander plek. Ek was hierdie week bevoorreg genoeg geweest om middagete te eet saam met 'n ekonoom van Harvard Universiteit, 'n voormalige Suid-Afrikaner wat ook Bill Clinton se adviseur was toe hy in sy tweede termyn was. En die ekonoom van Harvard sê ons is besig om in real time in amper regstreeks te sien hoe die wêreld onherroepelik besig is om te verander. Magsposisies van lande verander, die geopolitiese verhoudings tussen lande verander, die swaartepunt skuif moontlik weg van Amerika af, dalk na China toe, ons weet nie, maar dinge is besig om te verander en in Suid-Afrika sit ons met 'n onstabiele regering, wat beteken al die goed wat verander in die buitewêreld, Amerika, Europa, China, Rusland, ons het nie, voel dit vir my, Dawie, meer skokbrekers om hierdie skokke werklik te hanteer nie, en nou skiet ons onsself nog in die voet ook met 'n onstabiele regering van nasionale eenheid, wat hierdie week, ons het nog steeds onduidelikheid of hy gaan oorleef in sy huidige formaat, 'n dramatiese week ook in Suid-Afrikaanse politiek waar ons gesien het dat Paul Mashatile is besig om sy kop uit te steek as 'n opvolger vir Cyril Ramaphosa. So alles wat met Trump, Amerika en Europa gebeur, het impak op ons, maar ons het nie meer daai skokbrekers om dit te hanteer. Ja, van dit ekonomiese oogpunt sekerlik het ons nie daai skokbrekers nie. Fiskale beleid kan ons nie meer gebruik. Die monetêre beleid is daar miskien nog so 'n bietjie ietsie oor, maar die politiek in die land is baie onstabiel. Ek meen, het ons nog 'n regering? Niemand is eintlik regtig seker nie. En die vraag is, dit lyk vir my, die ANC wag dat die DA moet loop, die DA wag dat die ANC hulle moet uitskop. Ja, hierdie is soos iemand hierdie week gesê, dit is 'n klassieke game of chicken op die oomblik waar die twee partye mekaar in die oë kyk en een wag dat die ander een sy oë knip vir die eerste keer. Daar was verwikkeling hierdie week. In die eerste instansie het Kilian Balula, die ANC se sekretaris, generaal op skerp uitgevaar teenoor die DA. Nogal goed gesê wat ek gedink het, kwetsend was en die DA sou geïrriteer het. Die DA op sy beurt het baie meer besadig gereageer en nie gereageer op die uitlokkende uitsprake wat Balula gemaak het nie. Hulle is veronderstel om Saterdag te ontmoet, wat vandag is op ons uitsendingsdag. Hulle ontmoet vandag in Johannesburg, die twee partye. Ons sal dan 'n baie beter idee van waar ons staan, maar net oor die regering, die kabinet is veronderstel om elke 2 weke te vergader, Dawie. Daar's subkomitee vergaderings en elke tweede week is daar 'n volle kabinetsvergadering. Dis die afgelope week uitgestel, wat ongewoon is. Dit gebeur nie gereeld nie. En as jou kabinetsvergaderings eers uitgestel word, beteken dit dat daar spanning in die regering is, dat daar nie heeltemal beheer van die president is oor wat besig is om te gebeur nie. So dis beslis kommerwekkend en ons soek sekerheid. Die markte soek sekerheid en Suid-Afrikaanse kiesers soek sekerheid oor dat die leierskap van die land 'n idee het om hierdie eksterne skokke, hoe hulle dit gaan hanteer en bestuur, maar ons het dit nie tans. Jy het gesê, jy reken is beter as die DA binne bly. Ja, maar as die DA sou besluit om te loop of uitgeskop word, gaan hulle nie dalk sterker wees nie? Dis 'n baie goeie vraag. Ek het dit geskryf hierdie week. Ek het gesê ek dink dit sal goed wees as die DA in die regering bly en die rede hoekom ek dink dit sal goed wees dat hulle in die regering bly. As hulle in die regering bly, op kabinetskomitee sit, op subkomitee sit, kry hulle kabinetsmemoranda, hulle kry dokumente. Jy weet, dit gaan nie weer wees soos in 2015 waar die president destyds Zuma 'n kern ooreenkoms probeer deurdruk het nie. So ek dink dit is belangrik dat hulle binne bly. As hulle in die oppositie ingaan, dink ek daar's die kans dat daar baie vinnige emosie van wantrou in Cyril Ramaphosa ingestel kan word, en dan kan jy sien dat die EFF, MK en die DA saamwerk om ontslae te raak van ANC. So, maar dit gaan ook na onstabiliteit ry. So kom ons kyk wat gebeur na die vergadering tussen die ANC en die DA. Ek het gedink laasweek gaan 'n interessante week wees. Hierdie week was nog meer interessant. Ek wonder wat gaan volgende week oplewer. Dankie dat jy weer by ons was. Dankie, Dawie. Wat ons nodig het is ook 'n paar groot mense in die regering, lyk dit vir my.